Die Here aanjaag, gaan jy die vetkoek verbrand. Jare terug het ons besluit om groot vetkoeke te maak. Want ons weet nie hoe nie, maar ons sien net dis groot. En toe gooi ek so vetkoek in die olie. En toe ontplof hy. En alles brand. En alles is vuil. En my ma is nog nie by die huis nie. Niemand het seer gekry nie. Maar ek dink vanoggend aan daai storie, want baie keer is ek en jy hastig en ons bou aan iets wat die Here nie vir ons sê het ons moet bou nie, en uit onkunde uit ontplof het. So ek is vanoggend opgewonde oor die woord wat ek met jou wil deel. Ek is jammer, kerk hou bietjie lank aan, maar hier by hierdie gemeente het ons een reël. Ons hou aan bid totdat dit verander het. Ons hou aan glo totdat die Here die laaste sê gehad het. En ons glo ook in die feit dat Jesus eers te kom. En daarna kry ons 'n beurt om iets anders te doen. Amen? So, ek het 'n slegte week gesondheidsgewys gehad. En my vrou, gelukkig prys die Here, sy is nie nou hier nie, maar ons moet vir haar kroon gee, sy het dit baie goed hanteer hierdie week. Want alles het geval, ek het in alles vasgeloop. Ek kon nie slaap nie, en is rukkery en plikkery, en dit gaan goed, en my vrou is so 4 keer geskop, en so 6 keer geklap. En MS kon weer eens nie tyd lees nie, it was absolute amazing. Die voeltjies begin presies 2:15 chirp in my huis in die oggend. Ek weet, want ek wag al vir hulle van 11 uur af. En ek beleef in hierdie week, dat ons is baie keer so frustreerd met waar ons onsself vind, want die gees van waarheid het nog nie verander nie. Die gees van waarheid bly dieselfde. En ek en jy kan nie lyk, hoor gou, lyk soos ons omstandighede nie. Want my koning is op die troon. Ek kan wel by hom murmureer en by hom op sy voete neersit en sê ek is jammer. Maar Here, hier is ek. So vanmôre wil ek met jou praat oor 'n gemagtelose gebed. Nou gaan jy vir my vra, iemand het my dadelik gebel toe hulle dit sien. Wat bedoel jy? Dis nie teologies reg nie. Ek sê, man, jy kry 'n magtelose gebed. Hoekom? Want jy sien, daar's 'n tipe gebed wat vroom klink, wat nederig klink, wat selfs geestelik klink, maar tog geen beweging bring nie. Daar seker is gebede wat ons bid, which does not move the atmosphere. Nee? Soos wanneer jy vir jou kos bid. Dis dalk al wanneer van julle bid, maar is okay. Ek het eendag by 'n baie charismatiese oom gaan kuier en hulle sê toe vir my, maak nie saak wat jy doen nie, moenie dat hy bid vir die kos nie. Julle, en ons sit nou almal al saam en hy sê, okay, kom ons bid. En ek sê vir hom, ek sal bid. Hy sê nee, ek sal eers bid, dan kan jy bid. Ek sê, ek is reg. Ek weet ook, ek bid 2 mense vir die kos, maar okay. Julle en daai ou trek haar weg. Nee, dat het voel soos 'n revival tent service. 35 minute later, toe sê hy amen. Toe het ek al klaar begin eet, want ek het gesien, die ou gaan nie ophou nie. Maar daar was soveel krag aan dit wat hy gebid het, nie as gevolg van wat voor hom gelê het, was nie noodwendig dit wat hy nou moes doen nie, hy moes net bid vir die kos. Julle, daai ou het almal tot bekering gebid, wat in sy straat bly, soos hy gebid het. Want dit was 'n kragtige gebed, want op daai oomblik, hy sê toe hy sy oë oopmaak, toe sê sy vrou, nee, ons begin gereeld, maar dan al eet, as die Heilige Gees so oor hom kom. En ek is soos, maar plek julle luister terwyl julle eet, want julle was ook deel van hierdie gebed. En ek beleef die krag van daardie gebed. En baie keer bid ek en jy mooi, kalm, saggies. Jy weet, dankie liewe Jesus, vir my kossies en my kleertjies. Nee. Maar daar's geen beweging nie. Dis nie omdat God jou nie ken nie. Dis nie omdat God nie kan nie. Dis nie omdat God nie wil nie. Maar dis dalk baie keer omdat God reeds gepraat het. 'n Magtelose gebed is wanneer ons bid vir iets wat God reeds beveel het, bemagtig het en
klaar toevertrou het voor. En nou is ek en jy besig om weer eens te bid vir iets wat hy reeds vir ons krag oorgegee het. Want ons is baie keer nie bereid om te doen wat hy gesê het ons moet doen nie. Kan ek jou 'n voorbeeld gee? Mag ek? Want julle kyk my aan met sulke vraagtekens. Julle gaan wag tot die einde vir die voorbeeld, want julle nie vir my smaal nie. Want jy sien, Jesus het vir my en jou 'n groot opdrag gegee in Matteus. Wie weet wat die groot opdrag is? Dis interessant as julle dit weet en julle dit nie doen nie, dis nou vir interessant. Wie het in die laaste week iemand na die Here toe gelei? Wie het in die laaste jaar iemand na die Here toe gelei? 'n ander oggend, wat? Okay, laas jaar. Nie in die laaste 18 dae nie. En ek kry myself op hierdie plek, dat kinders van die Here is al so bekeerd, dat hulle nie meer worry oor bekering nie. Dat hulle nie bekommerd is oor bekering nie. Want Matteus 28:18 sê, Jesus het nader gekom en met hulle gepraat en gesê, aan my is alle gesag gegee, alle mag om te regeer in die hemel en op aarde, gaan dan heen. Maar kom ons stop net gou. Ons almal het begin met, gaan dan heen. Julle gehoor? Maar het ons die voorste deel gelees? Wie is die gesag gegee? Wie het die mag om dit te doen? Nou vra ek vir jou, die gesprek wat ek en jy het met mense, wat nie die Here dien nie, en ons gaan na hulle toe en sê, ken jy vir Jesus? Wil ek vandag vir jou sê, is so, amper sê ek iets baie wat, is so fake en so moeg en so klaar deurgewerk. Dis soos daai hemp, wat jy al vir 20 jaar het, hy is al deurgewas, jy kan al my hare sien. Ek het so hemp regtig in my kas, ek self. Maar ons is so oortuig oor hierdie goed. En ek wil vandag vir jou sê, ons mense wat bely hulle die Here ken, wat die hemel gaan mis. Want ons kan nie meer die verskil agterkom nie, want dit is te maklik vir my, as iemand vir my sê, ek dien die Here, om net weg te stap. As iemand vir my sê, ek dien die Here, dan begin ek om so 'n paar vrae vra. En dan sê ek soos, is jy seker jy dien die Here? Is jy doodseker? Ek dink jy weet van hom, maar ek dink nie jy dien hom in 'n verhouding met hom nie. Ek wil vandag vir jou sê, mense wat weet van die Here, gaan definitief nie die hemel maak nie. Mense wat verhouding met hom het, gaan die hemel maak. Hy sê, want niemand kom na die Vader behalwe deur. So Jesus gee die gesag. Dan sê hy, maak disippels van die nasies, doop hulle in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Ek moet vir julle vandag sê, weet julle hoekom is daar elke jaar 'n groot uittog en 'n groot revival in Afrika lande en in remote lande, want hulle kom preek elke jaar dieselfde boodskap, dieselfde 7000 mense gee hulle harte vir die Here, hulle klim op die vliegtuig en hulle ry weg en niemand disipel hulle nie. En volgende jaar gee hy weer sy hart vir die Here, want hy kry kos by. Ek wil vandag vir jou sê, dit raak 'n worsstoppery in hierdie wêreld. Van hoeveel mense ons kan, want die getalle gaan nie meer oor wie het ek na die Here toe gelei en met wie het ek gepraat en wat het ek gedoen nie. Die getalle gaan nou oor, daar was 30 mense wat hulle hart vir die Here gegee het. Okay. 17 is gedoop. Dis alles great goed om te celebrate, maar hier is my vraag. En ek kan getuig met my hele hart van elke persoon wat deur hierdie doopwater gaan. Ek weet presies waar jy in jou geestelike lewe staan, want ek stel belang. Want die woord sê, as ek jou klaar gedoop het, moet ek jou leer alles wat hy my geleer het. En ek wil vandag vir jou sê, ons gebede raak magteloos, want ons is besig om net seker te maak, dien jy die Here, dankie, dien jy die Here, dankie, dien jy die Here, dankie, okay Here, hier is my getalle. Hy het dit nêrens gesê nie. Kan ek jou gou verduidelik hoekom nie? Want Jesus, glo dit of nie, was nogal 'n one-on-one ou. Hy het vir die duisendes gepreek, maar hy het seker gemaak dat die een wat voor hom is, gered word. Kyk vir Saggeus. Ek wil net vandag vir jou sê, ons moet daai storie net reg lees. Jesus sou in elk geval by Saggeus gegaan het.
Was nie nodig vir hom om in 'n boom te klim nie. Jesus het geweet hy moet by Saggeus huis kom. Toe maak Saggeus sy naam pop en klim in die boom. En toe moes hy vir Jesus vra om uit die boom uit te help. Klink dit nie baie keer soos ons geestelike lewens nie. Ek kan nie vir Jesus sien nie, hy vat te lank, so kom ek klim in die boom. Dan gaan hy my definitief sien. En ek dink Jesus kom baie keer by my en jou, dan sê hy soos, wat maak jy? Soos, wat maak jy daarbo? Soos nou jokes. Soos, klim af voor die val, en dan moet ek dit ook uitsort. So klim gou af, want ek gaan gou by jou eet. Dan sê hy verder, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Jesus begin nie met bid dat ek sal gaan nie. Hy begin met gesag. Hy sê nie, ag as jy dalk in jou besige program 'n ou tydjie kan afknip om my net ook te sien en dan net gou te gaan en disippels te gaan maak. Dit gaan jou nie lank vat nie, maar net as jy 'n tydjie kry. Sien wat hier staan nie. Hy sê, gaan. Soos klaar, gaan. Nou bid ek en jy, ag Here, wees saam met hulle wat minder bevoorreg as ons. Die woord sê, sorg vir die armes, so nou gee ons die werk vir Jesus terug. Jesus, wees saam met hulle wat u nie ken nie. Hulle gaan hom nie ken nie, want jy gaan nie uit nie. Dis te gemaklik om te sit en te bid. En ek praat nie met julle nie, jy weet, ons praat so ander kerke. Ek praat nie met julle persoonlik nie. Hy sê in effek, ek het die mag, ek het die oorwinning, ek het die plan klaar voltooi, nou moet julle net bietjie begin beweeg. Hy sê eintlik, ek moet wees, Here, ons bid baie keer, Here, red die wêreld. Here, bekeer my stad. Here, gebruik iemand om by hulle uit te kom. En ek wil vandag vir jou sê, God sê, ek wil jou gebruik. Ek gaan nie wag vir iemand anders nie, ek gaan sommer jou gebruik. Ja, maar Jesus, kan ek net gou my pastoor bel en net gou by hom hoor wat doen hy môre middag 3:00 of hy nie gou kan kom nie. Nee? Ek wil net vandag vir jou sê, dieselfde Heilige Gees wat in my is dieselfde Heilige Gees wat in jou is. Daar is nie 'n verskil nie. Die probleem is, ons bid wat God reeds gedoen het. Ons bid baie keer, Here, ek het nodig dat u die siekes genees, ek het nodig dat u my huwelik kom herstel, ek het nodig dat u herlewing moet bring in my hart. Ek wil hê u moet die verlorenes red. Maar die woord sê vir my in Jesaja 53 vers 4, hy sê, hy het ons smart gedra en ons smart op hom geneem. Deur sy wonde is ons genees. Nou wonder ek met myself, as ons vir die Here sê, maar Here, ek sien nog nie die genesing nie. Ek sien dit nie voor my nie, moet dit die woord verander? Moet dit verander as ek nie sien wat daar staan in my realiteit nie? Want die woord is al 2000 plus jaar oud, jy is nog nie so oud nie. Maar hierdie woord het nog nooit verander vir al hierdie jare nie, want Jesus het nog nooit verander. En ek en jy vind onsself baie keer op 'n plek wat ons so murmureer en so by die Here kan neerlê oor dieselfde ou suurwyn. Né? Nou nie julle nie, ontspan. Julle moet mos nou vir ander mense die gaan vertel. Johannes 19 vers 30 sê, toe Jesus die suurwyn geneem het hy gesê, dit is volbring. En hy het sy hoof laat sak en die Gees oorgegee. Ek wil vandag vir jou sê, ons bid baie keer vir dit wat reeds voltooi is, terwyl God op ons wag om toe te pas dit wat hy vir ons gegee het. Ek voel ek en jy is baie keer besig met dieselfde ou dingetjie oor en oor en oor, en dieselfde lysie oor en oor en oor, en dieselfde gebed oor en oor en oor. Ek wil vandag vir jou sê, doing the same thing over and over and over and expecting different results is insanity. Einstein het dit gesê, is dit Einstein? Einstein het dit gesê. As ek dieselfde ding oor en oor doen en 'n ander resultaat verwag, wil ek vandag vir jou sê, is daar fout, jy moet kom met ek vir jou bid. My stilte tyd lyk nie een oggend dieselfde nie, want ek dien 'n lewendige. Dis die God wat ek dien. Want hy oggende kom ek aan as ek soos 'n girl, en dan vertel ek hom alles.
En toe sê ek vir ander daar, dan kom ek daar en sê ek asof die Here vir my sê, soos net bietjie. Wees net gou hier by my. Ander kere kom ek by die Here en dan kan ek voel hier's 'n ernstigheid. Hier's iets wat hy vir my wil sê en dan moet ek gewoonlik eers vir my vrou gaan jammer sê en dan kan hy met my praat. Ek jok. Ek is absoluut 'n bonneltjie vreugde. En ek beleef in my gees, die Here sê baie keer vir ons goed wat ons uitstel. Ek wil vandag vir jou sê, die rede hoekom jou gebedslewe en jou woordbediening, wat jy met jou eie woord lees, baie keer dieselfde bly is, omdat hy lank terug vir jou iets gesê het en jy dit nog nie gaan doen nie. 2 Korintiërs 5 vers 18 sê, maar al hierdie dinge is uit God uit, wat ons met onsself versoen het deur Jesus Christus en aan ons die bediening van versoening gegee het. Daarom is ons gesandte van Christus, asof God self deur ons sy oproep doen. Ek het nog nooit iewers gesien of ervaar dat Jesus op 'n plek gekom het wat hy mense probeer oorreed om hom lief te hê nie. Want hy hoef nie. Hy hoef nie. Hy het homself bewys. Want die Heilige Gees kom doen die oortuigwerk. Nie ek en jy nie. Het jy geweet dat God ons geroep het en dat ons nie toeskouers is nie? Ons is nie toeskouers van hierdie great evangelie wat ons glo nie. Ons is die ambassadeurs wat saam Jesus hierdie goed doen. Het jy geweet dat 'n ambassadeur vra nie toestemming om te praat nie? Hier moet jy, want ek is die baas hier. Nee, joke. Want hy verteenwoordig die regverdige wat hom gestuur het. Ek voel die kerk verstaan hierdie baie keer mis. Ek het nou die dag die voorreg gehad om by iemand te kom wat toe ek instap, was dit nie goeiemiddag, dis my naam nie, dit was ek is ateïs en ek gaan nie met jou praat oor nie. En ek is soos, ek is oorgewig en ek gaan nie met jou praat oor nie. Dit was letterlik my antwoord. En die ouers soos, ek sê vir hom, ons het nou net twee goed vir mekaar gesê wat absoluut niks mekaar uit te waai het nie. Hy sê, wat bedoel jy? Ek sê vir hom, ek is nie hier om konfrontasie aan te wakker in jou nie, my bil. Jy hoef nie die Here te dien nie. Dis okay. Jy hoef regtig nie. Hy sê, maar jy is veronderstel om seker te maak dat ek die Here dien. Ek sê, ek is veronderstel om niks te doen nie. Want ek gaan jou nie oortuig nie. Die Heilige Gees moet. So hoekom gaan ek my asem en my tyd mors met jou? En hierdie ou vat offense, julle. Want hoe durf ek om nie na die Here toe wil lei nie? Ek soos, maar Here het klaar besluit. I am what I eat, son. Rarig. Dit was die gesprek. Ek is wat ek eet. En hy soos, wat? Ek sê, ja, jy is ongelowig, want jy eet nie. Jy eet nie van hierdie woord nie. Jy het hom nog nooit gelees nie, want as jy hierdie woord gelees het, kan ek vandag vir jou beloof, gaan jy nie wil bly waar jy is nie. Ek wil vandag vir jou sê, mense wat nie hierdie woord lees nie, is die mense wat nie in die Here glo nie. En weet jy wat jy ergens was, hierdie ou ken die Bybel beter as ek. En ek was in die F-klas. En hy haal vir my skrifte aan van jou Bybel sê dit en jou Bybel sê dit. Ek sê nee, dis nie my Bybel wat dit sê nie, dis die woord van God wat dit sê. Dit maak dit bietjie anders. Want hierdie is dalk myne, maar dit wat hier binne is nie myne nie. Dis die woord van God en die woord van God verander lewens, nie jy nie. Nie die feit dat jou naam op hierdie Bybel staan maak dit jou Bybel nie. Hierdie is toevallig jou eiendom, maar wat hier binne staan is syne. Sy woord het lewende krag, nie joune nie. Sy waarheid verander lewens, sy waarheid laat mense bekeer, sy waarheid laat mense genees, sy waarheid laat maak dat jy hier sit. Niks wat ek vir jou sê maak dat jy hier sit nie, dis hier die waarheid wat maak dat jy hier sit. Ek en jy moet terugkom na waar is ons plek? Waar is jou plek? Sorry. Baie opgewonde.
Dit is God se tyd. God is soewerein, nie jy nie. Ons verstaan nie sy wil dalk altyd nie. Maar hy sê, ek het reeds gepraat. Dit gaan nie verander nie. Wat sê Jakobus 2 vers 17, julle ken hierdie goed, net so is geloof, as dit nie werke het nie, op sigself dood. Weet julle hoe hard het hierdie skrif my getref? Want kan ek gou vir jou sê wat dit beteken? Dit beteken dat as ek nie glo wat hier binne staan nie, kan ek maar net sowel sterwe. Besef jy dit? As ek nie glo wat hier binne staan nie, is dit dood. Is hier die woord wat sê, hy is lewendig, skerper as 'n tweesnydende swaard. Dit is wat hierdie woord is, wat dit sê, nie waar nie? As ek en jy dit nie glo nie, dan is hierdie woord in jou lewe dood. En ek vra vir myself die vraag af, Here, wat bedoel jy? Want jy sien, jy agtergekom dat passiwiteit vervang geloof. Passiwiteit vervang geloof. Julle kan nie nou amen sê en ek praat met hulle. Maar ek beleef in my gees, dit raak vir ons makliker om die Here passief te dien. Weet jy hoekom? Want jou ewigheid is dalk verseël. En is okay. En is fyn. Maar ek wil vandag vir jou sê, as ek bo in die hemel kom en die Here moet vir my wys wat hy alles vir my beplan het en ek het nie naaste by dit uitgekom nie, it will be a bad day. Ek het hier verkeerd gespel, maar prys die Here, ek hoop dit is op die slides verkeerd, nie? Maar gebed word 'n verskoning, en ek en jou se antwoorde is baie keer hierdie. Ek bid nog daaroor, maar jy doen nie eintlik nie. Is dit makliker om vir die situasie voor jou nie nou dadelik nee te sê nie, maar te sê ek bid daarvoor. En ek sê nie jy doen nie, maar dit is belangrik vir my en jou om seker te maak dat ons nie die Here probeer flous met ek bid nog daaroor nie. Want die Here wag vir jou gehoorsaamheid, hy wag nie vir jou gebed nie. Want Jakobus 1 vers 22 sê, en ek moet hierdie nou reg lees asseblief, maar wees doeners van die woord en nie net hoorders wat jouself mislei nie. Is daai reg gespel op die bord? Dankie Here. Hier is dit nie. Hy sê, wees doeners van die woord en nie net hoorders nie. Nou, moet julle gou julle safety belts aansit, want hierdie stellingkie gaan vir jou ruk tot in jou tempel. Kom, maak vas, wil sien. Trek aan. Kom. Sit trek aan nie. Sit aan jou safety belt. Is julle reg hiervoor? Nee, maar ons genoeg mense by die kerk wat dit doen. Nee, maar die pastoor word betaal om dit te doen. Nee, ek kan nie, my program is bietjie besig. Imagine net gou die wegraping gebeur en die Here sê vir jou bly net gou want jy's bietjie besig. Ons sien jou oor 1000 jaar. Dis 'n realiteit. Nee? Ek wil vandag vir jou sê, die woord sê wees meer doeners. Dan moet die kerk eintlik vol volonteërs wees, bereid om te werk vir die koninkryk, plaas van net hulle wat sit en luister. Maar pastoor, ek weet nie hoe nie. Die Here verwag nie van jou om te weet hoe nie, hy verwag van jou om op te daag. He'll do the rest. Ek het eendag 'n oom ontmoet, die oom se naam was oom Markus. En ek was verskriklik lief vir die oom. En hy was in 'n vorige gemeente waar ek tot bekering gekom het. En hierdie oom was vir die laaste 13 jaar, is hy die ou wat by die deur groet. Dis wat hy doen. En hy love it om te groet as hulle inkom en te groet as hulle uitkom. En dan, maar ek wil vir julle sê, hy's oud, maar hy was the life of the party, hoor. Dit was altyd vriendelik, dit was lekker om hom te ontmoet, dit was lekker. En eendag stap ek na hom toe en ek sê vir hom, oom Markus,
Jy sit al vir hoeveel jare in die kerk en jy ken al die, en hy ken die skrif uit sy kop uit, hoor? En ek vra vir hom, Marcus, is daar nie meer wat jy vir die Here wil doen nie? Hy kyk my so, hy sê vir my, as Kes? Ek sê, is daar nie meer wat jy vir die Here wil doen as net groet nie? Hy sê, luister die bil. En ek is so, sorry Marcus, ek sal nie wen. Hy sê, luister die bil. Ek sê, ja. Hy sê, ek het klaar gedoen wat die Here vir my gesê het om te doen, is tyd dat jy dit nou doen. Ek sê, wag, wat? Hy sê, ja. My werk, wat die Here my vir hierdie tyd van my lewe gegee het, is om mense te groet. En ek doen dit, want dis wat hy my gegee het om te doen. Hy sê, maar die res van julle kom net hier aan en gaan kerk toe en gaan huis toe, julle doen niks. Ek sê so, Marcus, ek is lief vir jou. Nee, ek sê dit vir jou met liefde. En die dag wat ek by Marcus se bed is, toe hy in sy doodsbed lê, toe gaan kuier ek by hom die dag voor hy dood is. En die Here wys my hierdie, hy sê, dis tyd dat jy 'n bietjie dien en iets by hom leer. En ek was om Marcus se voete. En ek sit so by hom en hy sit sy hand so op my skouer. Hy sê vir my, Bux, mag jy die helfte doen van wat jou hart vandag hier sê. Maar mag jy dubbel dit doen vir die koninkryk. Want daai ou het geweet, Bux het gekom omdat hy vir Marcus lief is, nie vir dit wat ek vir Marcus moet doen nie. Dit het mooi gelyk, dit het heilig gelyk. Sy voete kom was, saam met hom bid. Maar Marcus is ons nie 'n gisterse kind nie. Hy het so reg deur my gekyk, want hy het die gees van waarheid geken. Toe sê hy vir my, dit wat jy vandag doen, lyk mooi, maar ek bid dat jy die hart agter dit sal regkry, en dit vir die res van jou lewe sal reg doen. Ek wil vandag vir jou vra, waarmee is jy tevrede? Of is dit net gemaklik om net te sê, En nou kan jy my safety belt losmaak, julle gaan van hier af okay wees. Hy sê, want 1 Korintiërs 3 vers 9 sê, want ons is medewerkers van God, julle is God se saailand, God se gebou. God kies om deur mense te werk. Het jy geweet, maak gou so self, hy het my nie nodig nie. Hy kies om ons te gebruik. As ek vir die Here, jy kan nie reguit hou met 'n kromstok slaan nie, dan sê die Here soos, kom ek wys jou. God kies ons. Hy kies om deur ons te werk. Nie omdat hy beperk is nie. Kom ons verstaan dit net. Maar omdat verhouding sy metode is. Hy het ons regtig nie nodig nie. Ek wil vandag vir jou sê dat die Here het my nie nodig om hier vandag met jou te praat nie. Julle kon net worship liedjies geluister het en by die Here stil gestaan het en ek wil vandag vir jou sê, hy doen baie meer as wat ek vir jou kan doen. Johannes 14 vers 12 sê, wie in my glo sal ook die werke doen wat ek doen en hy sal self groter werke doen as wat ek gedoen het. Ek wil dit ook hê. Ek wil dit ook sien. Ek wil sien hoe jy by iemand stap en sê, staan op en loop. Ek het dit al in my lewe gesien, dis baie groot voorreg. Maar die Here sê nie, kyk hoe ek dit doen nie. Hy sê, doen dit, ek gaan jou gebruik. Ek is die wingerdstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom sal vrug dra. Kan ek jou 'n bietjie bad vanoggend, is dit okay? Wie voel hy dra vrug? Nie hand opsteekie. Maar as jy voel jy dra nie vrug nie, wil ek vandag vir jou die volgende vra, as jy nie vrug dra nie, wie is jou wynstok? As jy nie vrug dra nie, moet jy 'n bietjie kyk aan wat is jy geplant. Want as jy nie vrug dra nie, beteken dit jy is nie aan die ware wynstok vas nie. Ek en jy is nie veronderstel om te smeek nie, ons is veronderstel om saam te stem. Ek en jy is nie veronderstel om te streef nie, ons is veronderstel om te bly. En ons is nie veronderstel om te pleit nie, ons is veronderstel om te wandel. Die Here herinner my gereeld aan hierdie volgende skrif, Micha 6 vers 8, hy sê, wat vra die Here van jou anders as om reg te doen? Liefde en goedendierendheid te hê en nederig met God te wandel. Glo my, ek wag ook op die Here vir 'n klomp goed waarmee ek ook haastig raak. Ek vertrou ook op die Here vir 'n klomp goed wat ek al voel mos lank al gebeur het. Net by the way. Maar ek kies om nederig te bly. Ek is swak daarin, ek is eerlik. As jy die waarheid wil weet, vra my vrou.
Sy sal vir jou sê, wag jy nog op die Here? Ja, wel dit lyk nie so nie. My vrou is regtig met die waarheid geslaan. Het gaan nie goed met my nie. Maar ek's bly, want as ek so iets nie gehad het nie, was ek nie nou hier nie. Sy hou my maar 'n bietjie reg hoor. Maar ek wil vanmôre vir jou hierdie sê, en ek is so bewus van dit. En ek stap so 'n bietjie, want ek wil 'n bietjie in die oë kyk. Ek en jy is baie keer so besig om die vliegtyg in die lug te bou, dat ons vergeet wie besig is om hom te vlieg. Nou as jy soos, wat is vliegtyg in die lug bou? Okay, dis wanneer jy 'n ding begin, en nog voor hy kan vlieg, dan bou jy hom al. En jy is al in die lug besig om eintlik te val. Jy is nie besig om te vlieg nie, dis om te val. Hoeveel keer pak ek en jy goed aan voor die Here ja gesê het? Hoeveel keer voeter ons in 'n rigting? Ek sal nie my ma se woorde gebruik, ek kom na 'n kerk as ek jou sê wat my ma gesê het altyd. Maar ons gaan in 'n rigting. En dan moet die Here maar net saamkom. En dan werk my gebed nie, dan voel ek magteloos. Want my gebed werk nie. En dan moet die Here dalk vir jou vra, maar hoekom bid jy oor dit wat ek nie gesê het jy moet doen nie? Hoekom vertrou jy vir dit wat ek nie gesê het jy moet voor vertrou nie? En ek is so bewus van die feit dat ons met storms te doen het in ons lewens. Glo my, dit gaan nie weggaan nie. Maar ek weet wie's aan die stuur as ek in my storm is. So daarom kan ek ontspan. Jesus het letterlik in die storm agterop die skuitjie geslaap. Hoekom? Want hy weet wie beheer die natuur. Hallo, kan ons dit gou vang? Jesus het geslaap in die bootjie, want hy weet wie bestuur die bootjie. Hy weet wie is besig, wie beheer die heelal. Nou wil ek vandag vir jou sê, ons weet wie beheer die heelal. Ons weet die God wat ek en jy dien, vir wie ek my hart gegee het, vir wie ek my lewe gegee het. Hy is in beheer. Kan jy net bietjie gaan lê en op hom wag? Hou op wag vir die Here om iets te doen wat hy reeds gedoen het. Kan ek en jy ophou uit vrees uitbid? Nou gee vandag vir sê, hoe lyk 'n vreesgebed? Is wanneer jy begin met ag. Ag Here, dan bid jy uit vrees uit. So stop dit. Maak so. As jy getroud is, maak vir jou vrou so, sy sal dit doen. Sy sal jou uitsort. Kan ek en jy ophou uit 'n plek van smeek uitbid? Geen kind wat in sy ouers se huis bly, gaan smeek om in te kom as hy daar bly nie. Hallo. As jy 'n ouer is, jy moet maar oopmaak as jou kind. Maar ek wil vandag vir die volgende kom sê. Dis nie my en jou plig om te bid, te glo, te vertrou nie. Dis regtig nie. Dis nie ons plig nie. Dis 'n voorreg. Dis 'n voorreg om die koning van die konings te ken. Die naam bo alle name. Dis 'n voorreg om daai naam te kan bely, daai naam te kan roep. Mag die duiwel ons nie in hierdie tyd kom mismoedig maak oor dinge waarvoor jy vertrou het en waar jy jouself bevind nie. Want ek wil vandag vir jou sê, Januarie is 'n heimwee maand. Dis die langste maand van die jaar, hy's 72 dae lank. Maar ons het in die begin van die jaar, kom ons op 'n plek wat realiteit inskop. En ons is oorweldig. En ek wil vandag vir jou sê, God bepaal die tyd. God bepaal die uur. Hy bepaal die dag. Nou die oggend vang ek myself toe ek wakker word, maar dit is een van daai oggende wat my battery nog nie gecharge was nie. En daar was nog nie kontak met die krag nie. Toe ek opspring, toe is my linkerbeen glad nie daar nie, maar ek sla daar neer op die grond en my vrou sê, "Wat nou?" Ek sê, "Nee, ek het iets laat val. Ek het myself laat val." En ek spring op en toe ek opstaan, toe sê ek, "Duiwel, ek is nog op, my bil. Ek is nog op. Let's go." Ja, maar ek loop haar in die kas vas, daar in die gang.
En ek stap in die kombuis in en ek laat val 3 goed en ek sê, o, is dit een van daai dae? Dis nou great. En weet julle wat se liedjie kom by my op? Maar hy's oud, hoor. Hy's oud, daai liedjie het baie stof op en grys hare. En ek stap so die gang op en dit gaan regtig sleg. Ek laat val goed, dit was net een van daai oggende wat niks werk nie. En ek stap so en ek is soos, wat 'n vriend het ons in Jesus. Hy, wat in ons plek kom staan, dan staan ek op die stoep. Wat 'n voorreg om gedurig. Jesus, my vrou is soos, wat maak jy? En ek is soos, hierdie liedjies in my kop en ek gaan hom nou sing. En ek sing hom, en stap ek al die tuin rond in die honde, soos, wat gaan aan met die ou? En ek is daar, kan nie al die woorde onthou nie. En hy eindig op, ek het hom geëindig op iets anders. Om weer te gaan, zoiets. En ek is soos, ek kan nie wat ek gesing het nie. En toe onthou ek weer wat ek moet sing, en ek gaan weer, wat 'n vriend ek in Jesus. Maar asof ek met Jesus stap aan die hand. En ek loop. En verbaasendlik, terwyl ek stap, en half bietjie as prins is, het ek niks vasgeloop, en niks het gebeur, en ek het ook nie geval nie. En ek is soos, Jesus, kan ons nie die dag so begin nie. Het gaan my beter gaan. Die dag het toe nou nie beter gegaan nie, het was toe 'n lang dag met 'n klomp aanhoudende, irriterende goedjies. En ek wil vandag vir julle die volgende kom sê, ja, dis iets wat ons dra. Ja, dis iets wat ek het. Maar dit kan nie my geloof verander nie. Dit kan nie verander in wie Jesus is nie. Okay? My vrou kan al die klere in haar kas aantrek, sy bly my vrou. Sy verander nie ewe skielikie. Haar klere doen, maar sy doen nie. Sy bly dieselfde mens. Jy kan jou huis pimpel en pers verf, hy bly jou huis. Hy verander nie. Dis nog steeds die erf, dis nog steeds die nommer. So kan ek en jy vandag kom sê, dat maak ons ook wat in ons lewens gebeur en hoe ons lewens probeer inkleer nie, kan ons net probeer bly by die waarheid. Kind van God, dis jou DNA. Dis wie jy is. Daar's moeilike dae, daar's tawwe dae, daar's ongesonde dae, daar's goeie dae, daar's slegte dae. Daar's dae wat jy eenvoudig net opgee, maar ek wil vandag vir jou sê, in al daai dae het Jesus nog nooit verander nie. So kan ek en jy op hom fokus, sodat ons gebed weer kan krag kry. Amen? Kom ek bid saam. Vader, dankie. Dankie Here dat as dit by ons rof gaan, gaan dit by U goed. Want U het nie verander nie. Dankie Here dat U hart vir ons is en nie teen ons is nie. Vader, ek kom bid Here, mag ons gebed weer krag kry. Mag ons weer op 'n plek kom Here om te kom